Goeienaand en sê vir ons hoekom het u besluit om van alle parties die PA te join? Goeienaand luisteraars. Ja nee, ek het oorgekom. Dit was 'n moeilike besluit, maar regtig. Ek is nooit spyt vir die besluit wat ek geneem het, regtig waar, want hier is mense. Ons deel met mekaar alles en ons kan ten volle sê regtig die P is daar vir die nasie. Nie net vir sekere nasies nie, maar vir die nasie in Suid-Afrika geheel. Want regtig waar daar waar ek die ward councillor geword het, my mense staan voltyds agter die PA en daarvoor is ons baie bly. So u het 'n basies geskiedenis gemaak want u is die eerste councillor in die Oos-Kaap vir die PA. Sê vir my hoe het dit gekom en hoe het dit gevoel om dit te behaal? Om dit te behaal was nou die mense self van Ward 1. Hulle het dit moontlik gemaak vir my om die eerste ward councillor in die Oos-Kaap te kon word. En dit was 'n baie goeie gevoel vir my. Ek was nou nog nie in politiek regtig nie, maar onmiddellik het hierdie mense van Ward 1 regtig waar vir my hoogtes toegevat waar ek nog nie was nie, maar om die eerste ward council in die Oos-Kaap te kan wees was vir my regtig waar 'n riem onder die hart. Nou dit is groot skoene om te vul, né? Sê vir ons wanneer het u ingetree as ward councillor en watter verandering het u in u community gedoen is van daai tyd af tot nou toe? Ek het ingetree September maand 2025 het ons die election gehad in Ward 1 en daarby het ek ingetree dan September maand en na daai is ons nog die hele tyd maar besig om sakies op te los. So ons is besig nou om 'n combo code te kry daar by ons skool te Krakeel. Ons is besig met dit. Dit is nou in die aanvangsproses. So ons sal seker so teen einde volgende maand sal dit klaar wees. Dan is die eerste projek wat daar geloods was vandat ek nou as councillor ingetree het. So watter challenges het die community experience dan wat u opgelos het in die tyd? Ons sit met baie challenges. Regtig waar, baie challenges. En ons het soos ons paaie, ons het vullishope en dis meer van goed. Ons het nou al probeer om met die council te praat daaroor en ons is besig om te kyk watter oplossings ons uit ons eie kan doen om die gemeenskap tevrede te stel, want dan daar is werkies wat ons maar op ons eie altyd so probeer doen. Al die potholes wil ons maar op ons eie in en so gaan ons maar aan net om dinge daarom te help te hê sodat die mense dit vrylik kan gebruik. Soos vullisverwydering sal ek maar altyd hier op my hand hou, want die munisipaliteit is ook maar tekort met voertuie, maar ons kyk daarna. Baie dankie vir u tyd. Dankie. Baie dankie.